mystery he lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately he wants us. The things of earth stand next to him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to his great love? Behold his holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in his blood. Jesus Messiah, the righteous died for love. It wasn't over, for he is the risen one. Then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Come on. Then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Then sings my soul. Behold, I have a friend, the Spirit breathing holy fire within, my ever-present help. When all I see is a battle, you see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain moved. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I'm safe with you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing
impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is a cross, God, you see the empty tomb. So when I fight on my knees with my hands lifted high, oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And oh God, the battle belongs to you. How great a chasm that lays between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your love and kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living home. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living home.
Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declares the grave has no claim on me. And Jesus, yours is the victory. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And Jesus Christ, my living hope. And Jesus Christ, my living hope. Welkom by NG Komati. Ons is opgewonde dat jy deel is van die NG Komati familie, vir die eerste keer hier is en vir elkeen wat aanlyn inskakel. Hier is plek vir jou, waar jy kan tuis wees en behoort. Mag jy lekker koffie drink, kom ervaar en aanbid. Mag jy intens bewus wees van die Here se teenwoordigheid, van sy werking in jou lewe en Jesus liefde ken. Ons deel graag met jou 'n paar afkondigings. By NG Komati streef ons daarna om buitengewoon te leef, in en deur Christus.
Here God, U verlossingswerk is oneindig groot. Groot is die dinge wat U gedoen het. Wie is soos U, o God? Amen. Liewe broers en susters, ek groet U vanoggend ook in die naam van die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te danke het. Ek groet U in die naam van die Seun, wie se liefde vir ons nog verder, hoër, dieper en wyer strek, as wat ons ooit kan bid of dink. En ek groet U in die naam van die Heilige Gees, wat ons die krag skenk om innerlik sterk te word en so heeltemal vervul te word met die volheid van God. Baie welkom vanoggend ook hier by die erediens. Dis 'n voorreg om so lekker hier te kan sit. Gister was ek op Dullstroom gewees en dit is heel wat koeler daar as wat dit vandag hier is. So ek geniet hierdie hitte weer vir 'n slag. Ek geniet dit veral om almal se bekende gesigte daarom ook te kan sien en mag dit wees dat ons ook saam sal ervaar dat God hier teenwoordig is by ons almal. Veral vir die mense wat ook later ingeskakel gaan wees, want ek dink nie ons word uitgesaai op hierdie stadium nie, nee. Goed, ons sal vir hulle ook sê baie welkom as hulle vanaand kyk na die diens. Kan ek dit uitvind, is daar enige iemand wat verjaar? Enigiemand? Daar's 'n vinger wat so sê, sit sy. Goed, sy kruip 'n bietjie weg agter die groot mense voor haar. Baie geluk ook. Hier's nog een, sy kruip nie weg nie, sy sit sommer heel voor. Baie geluk ook vir jou. Enigiemand anders? Maar pa is so groot dat dat jy haar maklik kan raak sien. Maar baie geluk en mag die Here ook vir julle seën in die jare wat voorlê. Enige iemand wat in hierdie tyd ook 'n huweliksherdenking vier? Is julle getroud? Ek bedoel, is julle in hierdie tyd getroud? Goed. Baie geluk. Ek dink julle is daarom al langer as ek getroud dalk. Waar's Maritjie, sy sal nou nie weer dit geniet nie. Goed, maar baie geluk en mag die Here julle ook seën in hierdie tyd. Ons is dankbaar om dit saam met julle te kan vier. Enigiemand anders? Ek het nie nog 'n vinger gesien nie. Goed, mag ons dan hierdie dag ook verder geniet as 'n herdenkingsdag. 'n Dag waarin ons dink veral ook aan die opstanding van Jesus Christus, hy wat vir ons daardeur dan lewe verseker. Maar dit is 'n lewe wat dit nie altyd maklik gaan nie en ons het heelwat mense wat siek is, heelwat mense wat op die voorbindingslys ook is, as die lys net daar ook kan verskyn. En ons vra maar weer dat ons sal dink aan elkeen van hulle wat siek is, wat bekommerd is oor die siektes, wat bekommerd is oor herstel en of daar ooit herstel gaan wees. Ons weet alles is in die hande van die Here. En net soos ook hierdie mense met hulle siektes, hulle lewens in die hande van die Here plaas, so is daar ook baie van ons, of sommige van ons, wat ander tipes krisisse beleef op hierdie stadium, en wat ook twyfel oor die toekoms. Mag dit wees dat elke een van ons opnuut weer vandag sal besef, ook maar veral na aanleiding van die boodskap, dat die Here met ons is, dat hy aan ons elkeen dink. Kom ons gee 'n geleentheid vir stil gebed. Dan dink ons ook aan die mense wat nou op die lys was en elke ander een wat jy aan kan dink wat jy wil voorbeding doen. En dan doen ek ook net voorbeding vir ons diens.
Here God, ons wil vir U baie dankie sê dat ons kan lewe. Baie dankie dat U met ons is. Baie dankie vooral ook dat U ook 'n taak het vir elkeen van ons. Dat U ook wil hê dat ons deur ons lewens U sal verheerlik, U sal groot maak, want daar is niemand soos U nie. Ons wil vir U dankie sê dat ons nie alleen hierdie pad loop nie, maar dat U ook daar is om ons by te staan, om ons sterk te maak, om vir ons leiding te gee. Dankie dan ook vir geleenthede soos hierdie waar ons vandag so as U familie bymekaar kan wees, om te kom luister na U, om hierdeur ook leiding te kry en krag te kry vir die lewe wat voorlê. Ons dra elke een wat siek is aan U op. Mag hulle ervaar dat U 'n lewende God is, 'n teenswoordige God is, 'n werkende God is. Mag elke een van ons daardie boodskap dan ook oordra aan alle mense. Ons bid nou dat U deur die Heilige Gees in ons, rondom ons sal werk. Maak dit stil sodat ons kan konsentreer, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê en help vir ons om ook U woord te onthou en daarop te bou. Amen. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juig hemel laat roem sy naam en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. Nageslag van Israel, gee die Messias hier. Erken hom as Immanuel en soek hom, vind hom, prys hom, Christus is die Heer. Wees volkere opreg en wys, besef dat hy regeer. Wil hom bo alle vorste prys en eer hom daagliks. Hoor al, Christus is die Heer. Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Heere loof. En ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. En hy het my sonde vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Heere loof. En ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Loof o hemel die Heer, al die engele
gesin die groot heelal, die Here loof. En ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. And how great a chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. And who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? God of the ages, step down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declares the grave has no claim on me. And Jesus, yours is the victory. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope.
hallelujah. Praise the one who set me free, hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. Hier alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Hier alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. Hier alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. Hier alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Hier alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wou. Hier alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. En ek bring aan U die eer. Hier en nou. 'n Reis deur die psalms om God in die hier en nou van my lewe te ontdek. Hoe gaan dit? Regtig. Nie die antwoord wat jy vir almal gee nie, maar die antwoord wat diep binne in jou leef. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense glimlag aan die buitekant, maar van binne worstel met vrees, angs, teleurstelling, eensaamheid, skuldgevoelens of moedeloosheid. En dalk dink jy as gelowige jy behoort nie so te voel nie. Maar die psalms vertel 'n ander storie. Die boek Psalms is baie meer as net mooi gedigte. Dit is die eerlike dagboek van mense wat God gesoek het te midde van die werklikheid van die lewe. Binne hierdie bladsye vind ons vreugde en dankbaarheid, maar ook vrees, hartseer, woede, twyfel, eensaamheid, teleurstelling, skuld, afwagting en hoop. En die wonder is, God het nie hierdie gebede uit die Bybel verwyder nie. Hy het dit laat opteken, omdat hy weet dat emosies deel is van ons menswees. Die psalms herinner ons daaraan dat geloof nie beteken om voor te gee alles is reg nie. Ware geloof beteken om met elke gedagte, elke emosie, elke las en elke stukkie pyn na God toe te kom, wat jou volkome ken en onvoorwaardelik liefhet. Lank voordat sielkunde emosionele prosesse begin beskryf het en neurowetenskap die menslike brein begin bestudeer het God reeds vir ons in die psalms 'n pad gewys na emosionele welstand. Keer op keer sien ons dieselfde patroon. Die psalmdigters erken eerlik wat hulle voel. Hulle roep na God, hulle herinner hulle self aan sy trou en hulle kies om hom te vertrou. Dikwels lank voordat hulle omstandighede verander.
Dit is presies waaroor hierdie reeks gaan. Hier en nou is 'n reis deur die psalms waarin ons gaan ontdek hoe God ons ontmoet. Nie eendag wanneer alles beter is nie, maar hier en nou. Saam gaan ons leer hoe om ons emosies nie weg te steek of te vrees nie, maar om dit na God toe te bring sodat hy ons harte kan genees, ons denke kan vernuwe en ons vreugde kan herstel. Want ware vreugde word nie gevind wanneer die lewe perfek is nie. Ware vreugde word ontdek wanneer ons God ontmoet, hier en nou. Pak die reis deur die psalms aan en ontdek God in jou, by jou en naby jou. Al ons kleuters kan nou uitbeweeg vir die kleuterkerk. Julle aanbieder wag vir julle by die deur. Goed, ek dink ek moet volgende onderwyser speel. En ek wonder hoeveel van die kinders weet nog werklik hoe lyk 'n kommapunt? Weet julle wat is 'n kommapunt? Want ek dink amper nie meer daar's 'n kommapunt op die WhatsApp of op die selfoon nie. Want ek sien nooit iemand 'n kommapunt gebruik nie. Goed, kommapunt is maar net 'n punt bo en 'n komma onder, nee. Maar ek gaan nou nie regtig verder daaroor gesels nie. Daar's 'n projek, ek dink ek het dit op 'n stadium hier al genoem, wat hulle in Engels praat hulle van the semicolon project, semicolon, kommapunt projek. Dis 'n projek wat begin is hier na die eeuwwenteling, die 2002, 2008, daar iewerster. Met die oog daarop om mense te bemoedig, mense te laat opstaan weer nadat hulle 'n krisis beleef het. Veral 'n sielkundige krisis, depressie, al daardie tipe van dinge ook. Want in baie van die gevalle kom 'n mens en dan ervaar jy dinge in jou lewe, slegte dinge. En dan kom jy op 'n punt wat jy sê, nou, hier eindig my lewe. Nou kan ek nie meer verder nie. Party wat dan na selfdood toe oorgaan, ander wat net eenvoudig moet opgee, wat nie meer belangstel in ander mense nie belangstel in werk of sport of enigiets nie. Hier's 'n punt. Hier eindig my lewensstorie. Dis klaar en dis verby. Die mense wat hierdie projek begin het gesê, nee wag, kom ons leer mekaar dat daar iets anderster is in ons lewensstorie as 'n punt. Kom ons leer vir mekaar dat daar 'n kommapunt is. En 'n kommapunt word gebruik om te sê deur die skrywer, ek is nog nie klaar met hierdie sin nie. Ek is nog nie klaar met hierdie storie nie. Ek gaan 'n bietjie later gaan ek aan, maar ek gaan beslis weer aan. Hierdie storie is nog nie klaar nie, dit is nog nie verby nie. En dat hulle so vir mekaar begin te sê het, hoor jy, wanneer jy so in 'n krisis kom, moet jy nooit sê my storie is verby, my lewe is verby nie. Maar kies vir 'n kommapunt in jou lewe om te sê ek gaan aan. Ek kan aangaan. Daar's verskillende sielkundige redes waarvoor hulle dit gebruik het en kon gebruik het. Maar die hoofpunt bly dat die kommapunt gebruik is deur mense om vir hulle self en vir ander mense te sê, ek gaan aan met my lewe. Ek gaan weer opstaan. En as julle nou so 'n bietjie rondom julle kyk in die wêreld, mense wat tattoos het, nee, wat is dit? Tatoeëermerke het. Dan kan jy soms sien, hierso is daar 'n kommapunt gemaak, getatoeëer. Of enige ander plek. Maar iewerster is daar 'n kommapunt gemaak. Klein, dat jy dit amper nie kan sien nie. Ander doen dit hier op hulle vinger, sodat wanneer hy moedeloos raak, hy net na sy vinger kan kyk
en dat daardie kommapunt om herinner, jy gaan aan, jy kan aangaan. En toe ek nou weer hierdie bietjie nalees oor hierdie projek en besig is met my voorbereiding, Psalm 34 en 40, waarby ons vandag gaan stil staan. Toe dog ek maar, hoorie, dit is waaroor hierdie twee psalms in 'n groot mate gaan. Dit is die boodskap, dis die boodskap wat Dawid ook aan ons wil oordra. Dis die boodskap wat God aan ons wil oordra. Want jy het 'n keuse, of 'n punt, of 'n kommapunt. Of ek sê alles is verby, of ek sê alles gaan voort. Alles kan voortgaan. En dit is wat die psalmdigter eintlik vir ons wil sê. Kies vir 'n kommapunt in jou lewe. Wanneer dit sleg gaan met jou. Wanneer jy in 'n krisis is. Wanneer jy ernstig siek is. Moenie moed opgee en sê, tot hier toe, nou is alles verby, nou gee ek moed op nie, maar kies vir 'n kommapunt om te sê, ek gaan aan met my lewe. Psalmdigter kom veral in Psalm 34 en hy sing eintlik in 'n jubel en hy sê, ek kies vir 'n kommapunt in my lewe. Maak nie saak hoe sleg het op daardie stadium in sy lewe gegaan het nie. Ek kies vir 'n kommapunt. Die hele Psalm 34 is eintlik 'n aanmoediging vir elkeen wat dit lees, om nie te sê, dit is die einde nie, maar om te sê, ek kan voortgaan, want God is daar. God gee vir my die krag, God gee vir my die leiding, om te kan voortgaan. Ek gaan so 'n paar verse lees uit al twee die psalms uit, en dan gesels ons 'n bietjie daaroor, en die kommapunte in ons lewens, en die punte in ons lewens. Psalm 34, die tweede vers sê, ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing, die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here, en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep, en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagtinge nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het hy my gered. In vers 8, die engel van die Here slaan sy laar op, rondom die wat die Here dien, en red hulle. Kom ondervind en sien self, dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Dieselfde digter kom in Psalm 40, en hy sê, ek het gesmag na die hulp van die Here. Net so terloops, ek het gesmag, is 'n oortreffende trap, ek het verlang na die Here. In Afrikaans vertaal Philips dit, I waited and waited and waited. Ek het gewag, ek het gepraat, ek het gebid na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons, daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daarvan praat, maar dit is te veel om op te noem. Tot sover die gedeeltes wat ek direk gaan lees uit die skrif uit.
Die psalmdigter was in groot nood toe hy hierdie 2 psalms ook geskryf het. Psalm 40, die derde vers, sien ons dat Dawid in werklikheid baie ernstig siek was. Dat hy eintlik amper dood was. Wanneer daar gepraat word van die modder en die slipperige slijm en alles, dan is dit eintlik 'n beeld van die dood, van ernstige siekte. Psalm 38, as ons dit gaan lees, dan sien jy ook dat die digter geskryf word as amper dood. Ernstig siek. En behalwe hierdie ernstige siekte wat hy gehad het, het hy nog baie ander probleme ook gehad. Ek bedoel, Saul was ook op sy spoor. Sy eie volkse mense wou hom doodmaak. En hy het gevlug en toe besluit hy maar, as my volk nie my wil hê nie, dan gaan kyk ek maar of ek veiligheid kan kry by die Filistyne. Ajagen, koning Ajagen van Gat. En hy gaan soontoe en hy kom daar aan, maar die mense begin hom herken as koning Dawid, die man wat so baie ander oorwin het en doodgemaak het. En toe hulle begin praat oor hom, toe besef hy, maar hoorie, ek gaan ook nie hier veiligheid kry nie. En toe maak hy maar asof hy waansinnig is. En hy doen allerhande dinge, maar die mense is naderhand, eintlik koning Ajagen sê toe maar, hoekom bring julle nou hierdie man na my toe? Hy is waansinnig man. En hulle het hom weggejaag. En Dawid moes weggegaan het. Siek man soos wat hy was, staan hy op die punt om te sê, daar is nou 'n punt in my lewe. Ek kan nie verder nie. Waarheen nou? My eie mense verwerp my. Die vyande verwerp my. En ek is siek. Waarheen nou? Kan ek nie maar ophou in die lewe nie? Kan ek nie maar moed opgee nie? Gedagtes wat seer sekerlik in daardie krisissituasies deur sy kop gegaan het. Tot hy besef het, ek het 'n keuse om te maak. Of ek kies vir 'n punt in my lewe, dat my storie nou eindig, of ek kies vir 'n kommapunt, dat my lewe kan voortgaan. En hy kies vir 'n kommapunt. En hy sê so vir die wêreld en vir my en vir elke een, my lewe is nog nie op 'n einde nie. Ek kies vir die lewe. Ek kies om aan te gaan. Ek kies om te stry teen hierdie krisisse in my lewe, teen hierdie siekte in my lewe, teen hierdie vyande van my. Ek kies om aan te gaan met my lewe. Dit gaan nie maklik gaan nie. Daarom is daar 'n verposing, want 'n kommapunt sê ook, wag net so bietjie voordat jy aangaan. Daar's 'n verposing waarin hy na God toe draai en waar hy wag en wag en wag op God en waar hy tot God bid. Maar so tussen dit alles kom hy en hy sing 'n nuwe lied. Psalm 34, die eerste paar verse wat sê, kom ons sing. Ek wil 'n nuwe lied sing. Kom ons sing. Kom ons sing 'n nuwe lied, want God is goed vir ons. God is groot. God is almagtig. God sorg vir ons. Ek wil bly wees. Ek kies vir hierdie kommapunt. Ek kies omdat ek kan aangaan met my lewe. Want ek het blydskap, berusting, vertroue in my hart. Want God is by my. Baie keer luister ons na mense wat met ons praat om ons te bemoedig, om ons te versterk. En dan sê ons nou, hulle het nou 'n mooi boodskap vir my gegee en hulle het nou vir my gehelp om op te staan en aan te gaan. Hoe ernstig luister ons na God en God se woord? Hoe ernstig luister ons daarna as Dawid vandag vir ons sê, ek het gekies vir 'n kommapunt, want God is daar. Jy kan kies vir 'n kommapunt, want God is ook by jou.
Daar's 2-3 plekke waar hy in hierdie Psalm skryf. Ek kan aangaan, want God dink aan my. God dink aan ons. God is by ons. Dawid, God se keuse om in die Bybel baie te skryf. Kom en hy sê vandag vir ons, ek kies vir die kommapunt in my lewe. Ek kies om aan te gaan deur al my krisisse. Jy kan dit ook doen. Jy kan dit ook doen. Klink nie so maklik vir ons nie. Want hoe kan ons nou maar net eenvoudig kies? Is daar enige sekerheid dat ons kan voortgaan met ons lewens? Dan kom hy in hierdie psalms. En hy sê natuurlik kan julle aangaan, want God is groot. God is die een wat in die verlede ons al gered het. God het my gered. Luister wat hy sê, ek is hier diep in die modder gewees, ek is in die slijm gewees, ek is besig om dood te gaan, ek is in groot nood, maar God het my gered. U het my gered in die verlede. U dade is groot. Hy kom op hierdie een plek en hy sê, God, u is groot. God is groot. Want sy werke is groot. Hy het my gered. Hy het my bygestaan. Hy het daardie tyd al 'n kommapunt gebruik sodat my lewe kan aangaan. En nou kom ek ook weer eens hier op hierdie punt waar ek 'n keuse moet maak. Gaan ek stop? Gaan ek aangaan? En Dawid sê, op grond daarvan dat God jou so lief het, dat God aan jou dink, dat God vir ons vreugde in ons harte gegee het, deurdat hy ons in die verlede gered het, op grond daarvan sê ek vir jou, kies weer 'n kommapunt. Kies weer om aan te gaan. Kies weer om op te staan, want jy het die sekerheid dat God jou sal help. Daar's geen krisis wat te groot is nie. Daar's geen seer wat te seer is nie. Want God is daar. God is daar om jou ook deur dit alles te help. Die Here dink aan ons. Die Here is ons redder. Die psalmdigter kom en hy begin hierdie Psalm 34 en hy sê, ek wil juig, ek wil jubel, want ek is op hierdie plek in my lewe waar ek nuwe hoop het. Nie by 'n punt uitgekom het nie, maar by 'n kommapunt. Ek kan sing en ek wil dit vir mense vertel dat ek hier is om te kan aangaan. En ek weet ek kan aangaan met hierdie lewe van my deur hierdie krisisse, want God het my in die verlede gehelp. En dan, Psalm 40, as ons verder dit gaan lees, dan sien jy dat hy, Psalm 40, die eerste gedeelte, eerste helfte van die Psalm, dat hy weer eens daarso vertel van God se hulp in die verlede, maar dan kom hy op 'n punt, net na die helfte van die Psalm. En hy sê, nou Here, het ek U nodig. Moenie talm nie, help my. Dawid het al hierdie dinge gesê, en gesê, ek kan 'n kommapunt kies, en ek kan aangaan met my lewe, want God het my gehelp, en ek kan sing, maar Here nou, asseblief, ek sit nou in hierdie situasie, ek sit nou met 'n krisis, help my, red my, verdelg hierdie vyande van my, en laat ek weer opstaan, gee weer vir my krag, genees my. Nou kom hy weer en hy bid, en dit is sy manier om aan te gaan met sy lewe. Hy het gekies vir 'n kommapunt, hy het gekies om aan te gaan deur hierdie krisis. Hoe doen hy dit? Ek het daardie dag ook weer gesê, onthou ons nog die ou Halleluja liedjie, as die lewensstorme,
Die ouetjie wat toe gesing het, terwyl sy ma toe luister, toe hoor sy sing, as die lewe storm, moet jy woedend om jou slaan. Dit is nie wat die psalmdigter sê nie. Hy sê nie, as die lewe storm, en jy kom op hierdie punt waar jy of 'n punt moet sit, of aangaan, of iets, moet jy nou woedend om jou slaan, en moet jy allerlei maniere probeer om te kan aangaan nie. Hy sê, kom na die Here toe. Bid tot die Here. Volg my voorbeeld, want dit is die Here wat jou help om verby daardie kommapunt te gaan, om aan te gaan, om jou lewensstorie te skryf. God is betroubaar, hy is liefdevol. En daarom, sê die digter, kan ek na God toe gaan. En hy eindig die gedeelte ook om te sê, en daarom kan ek opnuut weer 'n nuwe identiteit hê. Want God is by my, en ek weet hy gaan my help. En deur hierdie voorbeeld wat Dawid dan ook stel, die digter ook hier stel, kom hy en hy sê vir jou en vir my, weet nie wat is jou situasie vandag nie, weet nie hoe gaan jou situasie in die toekoms lyk nie, maar vertrou op God, hy is daar vir jou. Dis in werklikheid God wat vanoggend hier na ons elkeen toe kom en vir ons herinner, ek het 'n keuse wanneer ek in 'n krisis is. Maar is basies net 'n keuse van twee dinge. Of jy stop of jy gaan aan. Of jy gee boedel oor of jy kies vir die lewe. Of jy kies vir 'n punt of jy kies vir die kommapunt. Dis jou keuse en God sê dit vir jou. Sê vir jou ook vandag, ek wil nie hê jy moet die punt kies nie, ek wil hê jy moet die kommapunt kies, want ek is daar om jou verby dit te help. Dis God se uitnodiging te sê hy sal saam met ons dan ook loop. Want nie net doen hy dit deur hierdie psalms en Dawid wat met ons praat. En hierdie psalms wat eintlik wonderlike psalms is, wat 'n wonderlike boodskap het nie. Maar God kom en hy gee die uitnodiging ook vir ons in Jesus Christus. En hy sê vir ons, kyk wat het ek gedoen, sodat jy kan aangaan met die lewe. My seun het vir jou gelewe, gesterwe, opgestaan, opgevaar na die hemel toe. Jy kan ook opstaan. Ek gee vir jou genesing. Ek gee vir jou 'n lewe. Ek gee vir jou 'n toekoms. Ek gee vir jou 'n pen in jou hand om verby die kommapunt te skryf in jou eie lewe. Want ek gee vir jou 'n nuwe lewe. Ek weet nie wat gaan jy kies wanneer jy in so 'n moeilike situasie kom nie. Al wat ek kan sê vandag, die Bybel sê vir my, God is daar om elke een van ons te help om daarby verby te kom, om ons te genees. Dawid het gejubel, het gejuig. En hy het op 'n stadium ook gekom en in hierdie psalms het hy gesê, ek sal dit vir al die mense sê, ek sal dit vir die volk sê. Ek sal vir hulle vertel wat God vir my gedoen het. Het God in jou lewe al ingegryp en gehelp? Het jy dit al vir ander vertel? En wanneer God nou ingryp in jou lewe, wanneer jy in 'n krisis is, moenie stil bly daaroor nie, maar vertel dit aan mense, sodat God daardeur geëer kan word. Kom ek sluit vanoggend af met die uitnodiging van Dawid. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons wil vir U baie dankie sê. Dankie sê dat ons nie alleen is nie. Dat ons nie 'n lewe het wat ons alleen moet lewe nie. Maar dat ons 'n lewe het waar U ons leidsman is, ons rots is, ons skuilplek is, ons redder is. Dankie dat U deur U Heilige Gees en deur U woord ook vir ons leiding gee en vir ons bemoedig.
en vir ons ook herinner daaraan dat ons lewens kan voortgaan. Maak nie saak deur wat se krisisse ons gaan nie. U ken elke een van ons. U weet wat ons nodig het. Ag Here, gee vir ons geloof, gee vir ons vertroue, gee vir ons blydskap. Ons vra nou Hemelse Vader dat ons ook wanneer ons agterkom hoe U in ons lewens ingryp, dat ons nie sal stil bly daaroor nie, maar ook vir ander mense sal vertel van U groot en magtige dade en van U liefde en van U trou. Seën ons nou verder ook in hierdie week wat voorlê, mag U naam verheerlik word. Amen. Kom ons sluit nou met die laaste lied. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. En prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. En prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. En prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. En prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe roem sy naam. En prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Heer. En prys die Heer, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Heer, als wat lewe, prys die Heer. Die Heer is my vesting, die Heer is my krag. Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag.
luister opnuut hier teen die einde na die uitnodiging en die versekering. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Amen. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde, wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. Daar's 'n koning wat regeer, die soem van sy kleed al die tempel. Ons leier in oorwinning, dis hy self wat voor ons uit sal gaan. Al uit alles uit beheer, is hy steeds op die troon van genade. Koninkryke wankel, maar die wat op die rots is sal bly staan. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde, wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde, wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog verhewe, hy regeer vir ewig. I can't find it.